'n bedroefde miljonair besoek elke Saterdag sy dogter se graf in die oortuiging dat hulle in 'n tragiese ongeluk gesterf het. Maar alles verander toe 'n arm meisietjie nader kom en fluister, "Meneer, daardie meisies bly in my straat." Geskok volg hy die kind na 'n vergete woonbuurt, waar 'n donker waarheid begin ontvou. En wat hy agter daardie deur vind, verander sy rou in 'n desperate soeke na geregtigheid en verlossing. Die Saterdagoggendson het die Maitland begraafplaas in Kaapstad gebaai in 'n goue lig wat wreed gekontrasteer het met die hartseer wat Jan Botha in sy bors gedra het. Op 42 het die man, wat eens een van die stad se mees belovende sakemanne was, nou vooroor geloop, asof die gewig van die wêreld op sy skouers rus. In sy hande 'n ryker ingevoerde wit lelies peperduur geurig. Dieselfde soort wat hy elke Saterdag vir presies 2 jaar lank gebring het. Sy voetstappe het in die stilte van die begraafplaas weergalm terwyl hy die paadjie, wat hy uit sy kop geken het, gevolg het. Eerste klas seksie, grafkulde van Italiaanse marmer, 2 klein grafstene langs mekaar. Naam in goue letters gegraveer. Sy meisies. Sy tweeling. Lara en Marike. 6 lewensjare wat wreed kort geknip is. Of so het hy geglo. Jan het voor die grafstene gekniel, die blomme versigtig in die kristalvaas geplaas wat hy laat installeer het, en sy ritueel begin. Eers het hy elke sentimeter van die marmer skoongemaak met 'n sagte lappie wat hy van die huis afgebring het. Daarna het hy die blomme met noukeurige aandag gerangskik. Laastens het hy op die klipbank langsaan gaan sit en gesels. Hy het gesels asof hulle daar was, elke woord gehoor het. "Hallo my prinsesse. Papa is terug. Ek het vandag wit lelies gebring, die waarvan julle mamma so baie gehou het. Onthou julle toe ons mark toe gegaan het en julle gevra het om die blomme vir die huis te kies. Lara het altyd die rooies gekies en jy, Marike, die geles. Julle het so baie daaroor beklei." Sy stem het gebreek. Selfs na 2 jaar het die pyn nie verminder nie. Dit het erger geword. Elke Saterdag was soos om 'n nuwe stuk uit sy siel te skeer. Maar hy kon nie ophou nie. Dit was sy boetedoening, sy manier om die herinneringe lewend te hou. Sy enigste verbintenis met wat van sy vorige lewe oorgebly het. Want Jan Botha se lewe was heeltemal anders voor daardie vervloekte Septemberaand. Hy was 'n suksesvolle man, eienaar van Botha Boumateriaal, 'n ketting van 5 boumateriaalwinkels wat die Kaapse vlakte oorheers het. Hy het van niks begin, op 20-jarige ouderdom sementsakke uit sy huis se motorhuis verkoop en 'n ryk opgebou. Hy het in 'n herrehuis in Constantia gewoon, 3 ingevoerde motors gehad, 'n gemaklike lewe wat baie hom benei het. Maar niks hiervan was so belangrik soos sy dogters nie. Lara en Marike is op 'n reënerige Maartdag gebore, identiese tweeling met bruin krulle en heuningkleurige oë, perfekte replikas van mekaar. Hulle was die beste ding wat nog ooit met hom gebeur het. Hy het hulle aanbid met 'n intensiteit wat selfs homself bang gemaak het. Elke laggie van hulle was musiek. Elke stywe drukkie was brandstof vir sy dae. Sy huwelik met Anneliese het egter nie gehou nie. Sy was 'n pragtige, elegante vrou uit 'n tradisionele Kaapse familie, maar die verhouding het mettertyd versuur. Voortdurende rusies oor geld, oor die tyd wat hy aan sy werk gewy het, oor fundamentele verskille in hul lewensbeskouing. Die egskeiding 3 jaar gelede was pynlik maar nodig. Hulle was daarom beskaafd. Anneliese het toesig gekry, maar hy het vrye besoekregte gehad. Hy het die meisies 4 keer per week gesien, hulle by die skool gaan haal, op uitstappies geneem, die band sterk gehou. Die vreemde ding was toe Anneliese besluit het om te trek. Skielik, sonder 'n oortuigende verduideliking, het sy die dakwoonstel in Seepunt wat Jan betaal het, verlaat en 'n eenvoudige huis in Mitchells Plain, aan die buitewyke van die stad, gehuur. Hy het dit bevraagteken. Hoe so? Met die ruim onderhoud wat sy ontvang het, so wat R20.000 per maand, waarom 'n buurt kies wat so ver, so armoedig was. Anneliese het net gesê sy wil iets rustiger hê, weg van die gewoel, dat die meisie se agterplaas nodig het. Hy was agterdogtig, maar kon haar nie keer nie. Sy het toesig gehad. Hy kon dit net aanvaar, solank hy sy dogters kon aanhou sien. En hy het byna 'n uur lank na Mitchells Plain gery, Lara en Marike gaan haal, en hulle na sy huis geneem op alternatiewe naweke. Die meisies was mal oor die swembad, hul kamer wat hy ongeskonde gehou het, die speelgoed. Hulle het altyd gehuil wanneer hulle moes teruggaan na hul ma se huis toe. Dit het sy hart gebreek, maar hy het die ooreenkoms gerespekteer. Tot daardie aand.
Jan het sy oë toegemaak, steeds op die bank in die begraafplaas, en probeer om die herinnering weg te stoot. Maar dit het altyd teruggekom, onverbiddelik, soos 'n film wat sy gedagtes aanhoudend herhaal het. Dit was 'n Dinsdag, 3 uur in die oggend. Die telefoon het gelei en hom uit 'n onrustige slaap geruk. Onbekende nommer. Hy het geantwoord met 'n hart wat reeds swaar geklop het. Oproepe in die middel van die nag bring nooit goeie nuus nie. Meneer Jan Botha. Dis inspekteur van Wyk van die Stellenbosch polisiestasie. Ek het nodig dat u onmiddellik hierheen kom. Daar was 'n ernstige voorval op die 2 snelweg waarby u eksvrou en u dogters betrokke was. Die wêreld het op daardie oomblik ineengestort. Jan kan nie eens onthou hoe hy by die polisiestasie uitgekom het nie. Hy het op outomaties gery, sy liggaam het gefunksioneer terwyl sy verstand geweier het om te verwerk wat besig was om te gebeur. Toe hy aankom, het die inspekteur 'n ernstige uitdrukking op sy gesig gehad. Ongeluk op die snelweg. Motor teen hoë spoed het beheer verloor, verskeie kere gerol, aan die brand geslaan. Die 3 insittendes. Dokumente op die toneel gevind. Anneliede, Lara en Marike. Die liggame is by die lijkhuis, meneer Botha. Ek moet u waarsku dat visuele identifikasie nie moontlik sal wees nie. Die toestand wel, die identifikasie is gedoen deur middel van dokumente en besittings. Jan het gevoel hoe sy bene ingee. 'n Polisieman het hom ondersteun. Hy het net daar op die vloer van die polisiestasie opgegooi. Sy babas. Sy meisies. Dit kon nie waar wees nie. Hy het hulle slegs 3 dae gelede op Sondag gesien. Lara het trots die tand gewys wat los was. Marike het 'n reënboog vir hom geteken. Hoe kon hulle eenvoudig nie meer bestaan nie? Hy het soos 'n zombie na die lijkhuis gegaan. Papiere geteken wat hy nie gelees het nie. Aanvaar wat hulle gesê het. Hy was te verpletter om te bevraagteken, om agterdogtig te wees, om enigsins helder te dink. Die inspekteur was vriendelik, doeltreffend. Alles sou hanteer word. Hy moes net die begrafnis reël. En hy het 'n fortuin spandeer wat niks beteken het nie. Klein wit kussies, te klein, met satijn uitgevoer. Kranse van peperdierblomme het die kapel van die begraafplaas gevul. Honderde mense het opgedaag, kollegas, familie, vriende. Almal het gehuil, almal het gesê hulle is jammer, dat daar geen woorde is nie. En daar was regtig nie. Geen woord in die wêreld kon die leemte beskryf wat in sy bors ontstaan het nie. Hy het sy eksvrou en sy dogters op 'n reënerige Saterdag begrawe. Dieselfde dag van die week waarop hulle gebore is. Die wrede ironie het hom nie ontgaan nie. Toe die mense weg is en hy alleen voor die vars toegemaakte grafte gestaan het, het Jan op sy knieë geval en gehuil. 'n Primitiewe, dierlike klank van pierepyn. Hy wou net daar sterf. Hy wou hê die aarde moes hom ook insluk. Maar hy het nie gesterf nie. En dit op 'n manier was erger. Want hy moes aanhou lewe. Of eerder bestaan. Want dit was nie lewe nie. Dit was net asemhaal, beweeg, ruimte opneem. Jan het die maatskappy verlaat. Hy het die bestuurders laat oorneem, opgehou om vergaderings by te woon, telefoonoproepe geïgnoreer. Die geld het aanhou inkom, maar hy het nie omgegee nie. Geld vir wat? Vir wie? Hy het die eerste 6 maande in die Herehuis toegesluit deurgebring. Hy het nie die deur oopgemaak nie. Hy het net geëet wanneer die honger ondraaglik geword het. Hy het gedrink totdat hy uitgepas het. Hy het gehuil totdat hy geen trane meer gehad het nie. Die enigste plek waar hy heen gegaan het, was die begraafplaas. Elke Saterdag, sonder uitsondering, het hy blomme geneem en met die grafstene gepraat. Dit was die enigste ding wat hom nog aan hulle verbind het. Julle moet my vergewe, meisies. Ek moes harder aangedring het. Ek moes julle uit daardie huis in Mitchellsplein gekry het. Ek moes vir Toese geveg het. As julle daardie aand by my gebly het, sou julle nog gelewe het. Die skuldgevoel was 'n monster wat hom van binne af verteer het. En Jan het homself laat verteer. Want hy het gedink hy verdien dit. Hy het gedink dit was sy straf omdat hy nie beter was nie, omdat hy nie 'n teken raak gesien het nie, omdat hy nie sy dogters gered het nie. Sy enigste broer, Pieter, het probeer help. Hy het by die Herehuis opgedaag, Jan gedwing om te stort, om iets ordentliks te eet. Hy het terapie voorgestel. Jan het alles geweier. Hy wou nie hulp hê nie. Hy wou sy pyn hê.
Dit was al wat van sy meisies oorgebly het, en hy het daaraan vasgeklou met hand en tand. Die maande het 'n jaar geword. Toe 2. Die roetine was altyd dieselfde. Wakker word sonder doel, deur die leehuis sleep, wag vir Saterdag om na die begraafplaas te gaan. Mense het opgehou bel. Opgehou probeer. Jan Botha het 'n spook van homself geword, 'n ryk man wat in 'n luukse huis woon, maar heeltemal alleen, heeltemal verlore in 'n oseaan van hartseer. Dit was 'n Saterdag soos enige ander toe sy lewe weer verander het. Of liewer toe die waarheid die werklikheid wat hy vir 2 volle jare geglo het, begin kraak het. Jan het sy ritueel voltooi, die blomme gerangskik, met die grafstene gepraat. Hy was op die punt om op te staan toe hy 'n fyn, huiwerige stem agter hom hoor. 'n Kind se stem. Meneer. Verskoon my, meneer. Hy het omgedraai, geïrriteerd deur die onderbreking. Dit was 'n meisie. Sy moes omtrent 8, miskien 9 jaar oud wees. Maar met gelapte klere wat al beter dae gesien het, stikkende rubberplakkies, deur mekaar hare in 'n skewe poniestert vasgemaak. Vuil gesig, groot en bang oë. Duidelike arm kind, waarskynlik die dogter van 'n werker by die begraafplaas of 'n inwoner van die nabygeleë plakkerskampe. Wat wil jy hê, het Jan gevra, korter as wat hy bedoel het. Die meisie het gekrimp, maar nie weggehardloop nie. Sy het na die marmer grafstene gekyk, na die dierlelies, en iets in haar gesig het verander. Vasberadenheid. Moed. Sy het 'n tree vorentoe gegee. Meneer, ek moet iets sê. Dis oor hierdie meisies. Jan frons. Hoe bedoel jy? Wat weet jy van hulle? Die meisie het diep asemhaal, asof sy al haar moed bymekaar skraap. Dis net meneer, daardie meisies kan nie daar binne wees nie. Want hulle bly in my straat. Die tyd het gelyk of dit vries. Jan het geknip, probeer om die woorde wat hy pas gehoor het, te verwerk. Bly in my straat? Onmoontlik. Absurd. Die woorde het geen sin gemaak nie. Hy het na die meisie gekyk met 'n mengsel van verwarring en groeiende woede. Watter soort wrede grap was dit? Wat het jy gesê? Sy stem was laag, gevaarlik. Die meisie het 'n halwe tree teruggegee, maar ferm gebly. Haar oogies het geblink met iets wat soos waarheid, dringendheid gelyk het. Die meisies, meneer. Ek ken hulle. Hulle bly naby my huis in Mitchells Plain. Daar's 2, hulle lyk presies dieselfde, altyd hand aan hand. Hulle ma laat hulle nie veel uit nie, maar ek sien hulle soms in die agterplaas. Ek hoor die ma roep. Lara en Marike. Daardie name. Jan het gevoel hoe die grond onder sy voete verdwyn. Lara en Marike. Die meisie het die name geken. Hoe kon 'n straatkind die name van sy dogters ken? Hy het na die grafstene gekyk, na die name in goud gegraveer. Dit was geen geheim nie, enige iemand wat daar verbyloop, kon dit lees. Maar Mitchells Plain. Dieselfde Mitchells Plain waar Anneliese gebly het. Watter onmoontlike toeval was dit? Jy lieg, het Jan gesê, maar sy stem het gebewe. Probeer jy my flous geld uit my kry? Nee, meneer. Ek sweer ek doen nie. Die meisie het haar hande smeekend saamgevoeg. Ek praat die waarheid. Die meisies bly regtig daar. In der 10de straat, blou huis wat heeltemal afskilfer. Ek bly in die straat boontoe, ek stap elke dag daar verby as ek skool toe gaan. Hulle is so groot. Sy het 'n gebaar met haar hand gemaak, wat 'n hoogte aangedui het wat ooreenstem met 8-jarige kinders. Bruin krulhare, altyd ou klere aan. Hulle ma is vreemd, praat met niemand nie. Elke woord was 'n messteek. Jan het aan die klipbank vasgehou om nie te val nie. Dit kon nie waar wees nie. Dit kon nie. Hy het die dokumente gesien. Papiere geteken. Sy dogters begrawe. 2 jaar van rou, van ondraaglike pyn. Alles gebaseer op een sekerheid, Lara en Marike was daar in daardie grafte. Maar wat as hulle nie was nie? Hoekom vertel jy my dit, het hy gevra, sy stem is. Wat wil jy hê? Die meisie het haar oë laat sak. Ek het geld nodig, meneer. My ma is siek, sy het medisyne nodig. Maar ek sweer ek lieg nie net daarom nie. Ek sien meneer elke Saterdag hier, altyd alleen, altyd hartseer. Toe hoor ek vandag hoe meneer praat, die name sê. En ek het gedink wat as dit dieselfde meisies is.
Wat is iemand almal flous? Jan het gesukkel om asem te haal. Sy hart het onreëlmatig geklop. Logika het geskree dat dit onmoontlik was, dat dit 'n uitgebreide slenter was, dat die meisie die storie iewers gehoor het en sy kwesbaarheid uitgebuit het. Maar daar was iets in haar oë. 'n Skrikwekkende opregtheid. En meer as dit, daar was 'n klein vonkie hoop wat in sy bors ontvlam het, 'n hoop wat hy onmiddellik probeer smoor het, want hoop was gevaarlik, hoop kon hom nog meer vernietig. Maar wat as? Wat as daar die geringste, mees afgeleë moontlikheid was dat sy dogters lewe? Hy sou nie met homself kon saamleef as hy dit ignoreer nie. Selfs al was dit 'n leuen, selfs al het hierdie meisie hom bedrieg, moes hy seker wees. Hy moes met sy eie oë sien. Hoeveel wil jy hê, het hy gevra en sy beursie uitgehaal. R100, meneer. Vir my ma se medisyne. Jan het R500 note uitgehaal. 500 nou. As jy my na hierdie huis toe neem, en ek sien regtig my dogters daar, kry jy nog 5000. As dit 'n leuen is, hoef jy nie eers die 500 terug te gee nie. Maar jy sal spyt wees dat jy met my gespeel het. Verstaan? Die meisie het die geld met groot oë gegryp. Ek vat meneer nou, is dit reg? Ek sweer dis nie 'n leuen nie. Meneer sal sien. Jan het met 'n stywe knik ingestem. Hulle het na die parkeerterrein gestap. Die meisie het beïndruk na die swart, nuutste model Mercedes gekyk. Sy het waarskynlik nog nooit in so 'n motor geklim nie. Hy het die agterdeur oopgemaak, gewag dat sy gaan sit en sy plek agter die stuurwiel ingeneem. Sy hande het so gebewe dat hy verskeie kere diep moes asemhaal voordat hy die engine kon aanskakel. Gedurende die hele rit na Mitchells Plain het hy stil gebly. Die meisie wat agter gesit het, het straataanwysings gegee. Links hier. Reguit vir 3 blokke. Regs na die klein winkeltjie. Jan het daardie area vaag weggeken. Hy het 'n paar keer daar besoek afgelê toe Anneliese daar gebly het, maar nooit veel aandag aan die omgewing gegee nie. Nou het hy alles met nuwe oë gesien. Smal strate, eenvoudige huise, baie in 'n swak toestand. Kaalvoetkinders wat speel. Harde musiek wat uit 'n kroeg kom, 'n wêreld heeltemal anders as syne. Dis daar, meneer. Die blou huis. Die meisie het gewys. Jan het voor 'n klein gebouetjie geparkeer, van afskilferende pleister, geverf in 'n verbleikte blou wat eens lewendig was. Geroeste ysterrek. Klein voortuintjie met lang gras. Vensters met toegordyne. Dit het verlate gelyk, maar was nie. Daar was tekens van onlangse lewe. Klere wat aan 'n wasgoeddraad aan die agterkant hang. 'n Ou driewiel wat op sy in die hoek lê. Hy het met wankelrige bene uit die motor geklim. Die meisie het agtergebly en op 'n respekvolle afstand toegekyk. Jan het deur die hek gestap wat hard gekraak het. Hy het die 3 trappies na die ingang geklim. Aan die houtdeur geklop. 1 keer. 2 keer. 3 keer. Voetstappe aan die ander kant. Stadig, huiwerig. Jan het sy asem opgehou. Die deur het op 'n skriffie oopgegaan, vasgehou deur 'n ketting. En daar, in die smal opening, was die gesig wat hy vir 2 jaar nie gesien het nie. Die gesig wat in 'n graf moes wees. Anneliese. Sy eksvrou. Lewend. Bleek soos 'n spook, oë wyd van pure verskrikking, maar onteensiglik lewend en werklik. Jan, sy het gefluister, haar stem verwrig. Hoe weet jy? Wat maak jy hier? Hy het nie geantwoord nie. Hy het die deur met geweld gestoot en die ketting gebreek. Anneliese het agteruit gestruikel en haar hande na haar bors gebring. Jan het die donker huis binne gestap, sy blik het die omgewing met desperaatheid deursoek. Klein sitkamer. Ou bank. Antieke televisie. Reuk van opgewarmde kos. En daar op die bank het 2 meisies na hom gestaar met groot, bang oë. Lara en Marike. Groter. Met langer hare. Eenvoudige klere. Maar dit was hulle. Elke trek, elke uitdrukking. Sy dogters. Lewend. Asemhalend. Werklik. Jan het net daar op sy knieë geval in die middel van die sitkamer. 'n Klank het uit sy keel gekom, half lag, half snik. Hy het sy arms uitgestrek, probeer praat, maar geen woorde het uitgekom nie. Die trane het onbeheerst gestroom. 2 jaar.
2 jaar van rou, van pyn, van besoeke aan die begraafplaas. En hulle was hier. Lewend. Die hele tyd lewend. Die meisies het nie na hom toe gehardloop nie. Hulle het op die bank gebly, aan mekaar vasgeklou en met vrees en verwarring gekyk. Hulle het hom nie herken nie. Of erger, hulle is geleer om hom nie te herken nie. Papa is hier, het hy daarin geslaag om te sê, sy stem gebroke. My baba's papa is hier. Julle lewe. Meneer. Lara se stem was huiwerig, bang. Wie is meneer? Mama, wie is hierdie man? Die pyn van daardie woorde was groter as enige iets wat Jan nog ooit gevoel het. Sy eie dogters het hom nie geken nie. Hy het na Anneliese gekyk, wat teen die muur geleun het, bewend, trane wat oor haar gesig stroom. Wat het jy gedoen, het hy gevra, sy stem laag, maar gelaai met woede. Wat die hel het jy gedoen, Anneliese? Jan, ek kan verduidelik, ek het sy begin, maar hy het skielik opgestaan en haar onderbreek. Verduidelik. Jy wil verduidelik hoekom jy voorgegee het ons dogters is hoekom jy my laat glo het hulle het vir 2 jaar. Hy kon nie die woord sê nie. Dit het te veel seer gemaak. Weet jy waardeur ek is? Het jy enige idee? Anneliese het nou gesnik, haar liggaam het geruk. Dit was vir hul veiligheid, Jan, ek moes hulle beskerm. Ek moes hê jy moes glo. Almal moes glo. Beskerm teen wat? Teen wie? Teen my. Jan het vorentoe beweeg en Anneliese het nog meer gekrimp. Nie teen jou nie. Nooit teen jou nie. Daar was gevaarlike mense agter my aan. Uit my verlede. Hulle sou die meisies gebruik om my by te kom, hulle het gedreig. Gesê hulle gaan hulle van my af wegvat, dinge blootstel, alles verwoes. Ek het paniekerig geraak. Ek het iemand gekry wat kon help, wat mense in die polisie geken het, wat die dokumente kon vervals, dit werklik kon laat lyk. Jan het sy kop geskit, ongelowig. Sê jy vir my jy het betaal om 'n ongeluk te vervals? Dat jy polisiemanne omgekoop het? Dat jy onbekende liggame gebruik het om ons te mislei? Daar was nie liggame nie, Jan, daar was geen liggame nie. Alles is gefabriseer. Die dokumente, die verslae. Dit het byna al die onderhoud gekos wat jy my gegee het, plus geld wat ek geleen het. Maar dit het gewerk. Almal het dit geglo. En die meisies was veilig. Veilig. Jan het na sy dogters gewys, wat verskrik na die gesprek gekyk het. Kyk na hulle, Anneliese. Hulle is doodsbang. Hulle woon in hierdie miserabele huis, geïsoleer van die wêreld, sonder die lewe wat hulle verdien. Is dit veilig wees? Anneliese het teen die muur afgegly totdat sy op die vloer gesit het en haar knieë omhels. Ek het gedoen wat ek gedink het die beste is. Ek was desperaat. Die dreigemente was werklik, Jan, ek kon nie die risiko loop nie. En ek? Sy stem het gekraak. Het jy aan my gedink? Aan wat dit aan my sou doen? Jy het my vir 2 jaar lank laat lei, my laat vernietig, byna alles laat verloor, terwyl ek geglo het my dogters het. Jan kon nie voortgaan nie. Die woede en die pyn was te groot. Hy het weer na Lara en Marike gekyk, wat nou saggies gehuil het, bang vir die geskree. Sy hart het weer gebreek. Sy babas. Sy babas wat hom nie eens herken het nie. Wat het jy vir hulle vertel? Oor my, het hy gevra. Anneliese het gehuiwer voordat sy geantwoord het, haar stem swak. Dat jy weggegaan het. Dat jy hulle nie meer kon sien nie. Dat dit beter so was. Nog leuns. Nog manipulasie. Jan het diep asem gehaal en probeer om die warboel van emosies te beheer. Hy moes dink. Hy moes optree. Maar eers moes hy daar uitkom voordat hy iets doen waaroor hy spyt sou wees. Voordat sy woede om heeltemal verteer het. Jan het wankelend uit die huis gestap, asof hy 'n hou in die maag gekry het. Die vars lig van die straat het sy gesig getref, maar dit het geen verligting gebring nie. Niks kon die warboel wat binne hom ontplof het, verlig nie. Woede, skok, verligting, verwarring, alles gemeng in 'n onontsyferbare massa wat gedreig het om hom te versmoor. Hy het teen die enjinekap van die Mercedes geleun, diep asem gehaal en probeer om 'n mate van beheer te herwin. Die arme meisie was nog daar en het op 'n veilige afstand gewag. Toe sy Jan sien uitkom, het sy stadig nader gekom. Meneer, dit was waar, nee. Ek het nie gelieg nie.
Jan het na haar gekyk asof hy haar vir die eerste keer sien. Daardie tienerkind met gelapte klere het pas sy lewe heeltemal verander. Sonder haar sou hy steeds elke Saterdag na die begraafplaas gegaan het, met leë grafte gepraat het, homself stadig vernietig het. Sy het nie net sy dogters gered nie, maar ook hom. Hy het sy beursie met bewende hande uitgehaal en al die R100 wat hy gehad het, geneem. Dit was ten minste 50.000 rand soos beloof plus wat oorgebly het. Vat. Dis joune. Jy verdien elke sent. Die meisie se oë het groot geword en sy het die geld met eerbied geneem. Meneer, ek baie dankie. My ma sal nou gesond word, sy sal medisyne en kos en. Wat is jou naam, het Jan onderbreek. Liesel, meneer. Liesel van der Merwe. Liesel, jy is 'n baie dapper meisie. Moet dit nooit vergeet nie. Jy het vandag iets baie belangriks gedoen. Hy het daarin geslaag om 'n flou glimlag te gee. Het jy 'n saamrygeleentheid huis toe nodig? Sy het haar kop geskit en reeds begin hardloop. Nee, meneer. My huis is naby. Dankie. Baie dankie. Jan het haar in die straat sien verdwyn, terwyl sy die geld teen haar bors vasdruk. Toe het hy sy blik teruggedraai na die blou huis. Hy moes teruggaan. Hy moes ten volle verstaan wat gebeur het. Maar belangriker, hy moes met sy dogters praat. Hulle moes weet wie hy was. Hulle moes weet dat hy hulle nooit verlaat het nie, dat hy elke sekonde sonder hulle gelei het. Hy het diep asem gehaal en teruggegaan. Anneliese was nog op die vloer van die sitkamer opgekrul, haar gesig rooi van die gehuil. Die tweeling was steeds op die bank aan mekaar vasgeklou. Toe hulle hom weer sien inkom, het Marika haar gesig in Lara se skouer weggesteek. Jan het homself gedwing om kalm te bly. Hy het stadig nader gekom voor hulle gekniel en 'n respekvolle afstand gehou om hulle nie verder bang te maak nie. Toe hy praat, was sy stem so sag as moontlik. Lara. Marika. Ek weet julle onthou my nie. Julle was baie klein, net 6 jaar oud toe ons opgehou het om mekaar te sien. Maar ek is julle pappa. My naam is Jan, ek is liewer vir julle as enigiets in hierdie wêreld. Altyd gewees. Ek het julle nooit verlaat nie. Ek het gedink ek het julle vir altyd verloor. En om vandag uit te vind dat julle lewe is die beste geskenk wat ek nog ooit gekry het. Lara het hom met versigtige oë aangekyk. Is jy regtig ons pappa? Regtig, my prinses? Maar mamma het gesê jy het weggegaan, het Marika met 'n fyn stemmetjie gesê. Dat jy ons nie meer wou hê nie. Jan het 'n nuwe vlaag van woede teenoor Anneliese gevoel, maar dit ingesluk. Dit was nie die tyd om te beklei nie. Dit was tyd om te herbou. Julle ma was verward. Daar het ingewikkelde dinge gebeur, dinge wat julle sal verstaan as julle groter is. Maar ek sweer by alles wat heilig is, dat ek nooit wou weggaan nie. Ek wou elke dag by julle wees. Hoekom was jy dan nie, het Lara gevra, altyd die mees direkte een. Dit was 'n regverdige vraag. Hoe verduidelik jy aan 'n 8-jarige kind dat haar ma 'n uitgebreide klug georkestreer het om hom te laat glo hulle is dood? Hoe sit jy die gruwel daarvan in woorde sonder om die moederbeeld wat hulle nog gehad het, te vernietig? Want ek is mislei, het hy uiteindelik gesê en sy woorde versigtig gekies. Iemand het my iets laat glo wat nie waar was nie. En ek was baie hartseer vir 'n lang tyd. Maar nou het ek julle gevind. En ek sal julle nooit weer laat weggaan nie. Nooit weer nie. Anneliese het haar kop opgelig. Jan, jy kan hulle nie net vat nie. Ek is hulle ma, ek het toesig hê. Jan het na haar gedraai met oë van vuur. Jy het enige reg op hierdie kinders verloor die oomblik toe jy besluit het om jou eie die oomblik toe jy besluit het om almal te mislei. Jy het amptelike dokumente vervals, Anneliese. Owerhede omgekoop. Bedrog gepleeg. Dis 'n misdaad. Ernstig. En jy weet dit. Anneliese het nog bleker geword. Gaan jy my aangee? Jan, asseblief, ek is hulle ma. Dink jy verdien enige oorweging? Na wat jy gedoen het. Hy het gebewe van ingehoue woede. Het jy enige idee hoe dit was? Om elke dag wakker te word en te dink my dogters, is dat ek nooit weer hul glimlagte sou sien, hul stemme sou hoor nie. Om elke week na die begraafplaas te gaan, blomme na leë grafte te neem. Ek het byna alles verloor, Anneliese.
Die maatskappy, my verstand, my wil om te lewe. En jy was die hele tyd hier, het hulle weggesteek, hulle teen my vergiftig. Ek het dit gedoen om hulle te beskerm, het Anneliese teruggeskree. Die dreigemente was werklik, Jan. Mense uit my verlede, dinge wat jy nie weet nie. Vertel my dan. Verduidelik watter soort dreigement dit alles regverdig. Anneliese het diep asem gehaal en haar trane afgevee. Die meisies het toegekyk, bang, sonder om ten volle te verstaan wat gebeur. Jan het besef hulle moet hierdie gesprek weg van hulle hê. Dit was nie regverdig dat hulle dit moes aanskou nie. Lara, Marike, kan julle 'n bietjie na julle kamer toe gaan? Papa moet met mamma praat oor groot mensgoed. Nee, het Lara gesê en haar arms gekruis. Ons wil bly. Dit gaan oor ons, nee. Jan kon 'n klein glimlaggie nie keer nie. Sy dogter was hardkoppig, sterk. Presies soos hy haar onthou het. Goed. Julle kan bly. Maar as julle te bang word, sê vir my, okay. Hulle het met plegtige knikke ingestem. Jan het hom na Anneliese gewend en gewag. Sy het verslae gesig en begin praat. Die storie wat uitgekom het, was sordied, ingewikkeld. Sy het uit 'n familie met 'n problematiese geskiedenis gekom. Haar pa, wat Jan nooit goed geken het nie, was betrokke by die verkeerde mense voordat hy oorlede is. Skuld. Skerp ooreenkomste. En jare later het hierdie mense teruggekom om te eis. Hulle wou nie geld van Anneliese hê nie, hulle wou inligting hê oor Jan se familiebesighede, omdat hulle gedink het sy het toegang. Toe hulle besef sy het niks bruikbaars nie, het hulle begin dreig om die kinders te gebruik. Hulle het gesê hulle gaan die meisies vat. Hulle teen jou gebruik, teen my. Ek het paniekerig geraak, Jan, ek het nie geweet wat om te doen nie. Ek het hulp gaan soek, iemand gekry wat korrupte mense in die polisie geken het, wat vals dokumente kon skep. Die idee was om almal te laat glo dat ons nie meer hier was nie. So sou daardie mense belangstelling verloor. Sonder gijslaars, sonder hefboom. En het dit gewerk, het Jan skepties gevra. Ja. Nadat die nuus versprei het, het hulle verdwyn. Ek het nooit weer van hulle gehoor nie. En jy het nie daaraan gedink om my te vertel nie. Om my hulp te vra nie. Ek kon sekuriteit gehuur het, die meisies na 'n ander stad verskuif het, enige iets behalwe dit. Jy verstaan nie. Anneliese het opgestaan, ontsteld. Hierdie mense het kontakte binne die polisie gehad. Enige skuif wat ons gemaak het, sou opgespoor word. Die enigste manier om Lara en Marike te beskerm, was om hulle heeltemal te laat verdwyn. En om dit te laat werk, moes jy ook glo. Almal moes. Jan het sy kop geskud, ongelowig. Selfs al was die storie waar, selfs al was die dreigemente werklik, niks het geregverdig wat sy gedoen het nie. Niks het 2 jaar se sielkundige marteling geregverdig nie. Jy is siek, Anneliese. Jy het hulp nodig. Miskien het sy erken, haar stem klein. Maar die meisies lewe. Hulle is veilig. Tel dit nie. Teen watter koste? Jan het rondgekyk, na die miserabele huis, na die bang dogters. Kyk in watter omstandighede jy hulle gehou het. Sonder behoorlike skool, sonder vriende, sonder 'n lewe. Dis nie beskerming nie, Anneliese. Dis 'n gevangenis. Marike het saggies begin huil. Lara het haar omhels, maar sy het ook trane in haar oë gehad. Om sy dogter so te sien, het Jan vernietig. Hy het huiwerig nader gekom en sy arms oopgemaak. Tot sy verbasing en ontsaglike verligting het Lara opgestaan en na hom toegekom. Toe het Marike haar gevolg. En daar, in daardie arm, hartseer sitkamer, het Jan sy dogters vir die eerste keer in 2 jaar omhels. Hulle was nou groter, swaarder, maar die drukkie was dieselfde. Styf, desperaat, vol liefde. Jan het openlik gehuil, sonder om te gee. Hy het alles gehuil wat hy ingehou het, al die pyn, al die verligting, alles. Die meisies het ook gehuil, sonder om ten volle te verstaan, maar het gevoel dat iets belangriks besig was om te gebeur. Ek gaan hulle saam met my vat, het Jan gesê toe hy uiteindelik kon praat. Vandag? Nou. Hulle gaan terug huis toe, na die heerhuis. Hulle sal hul kamers terugkry, hul speelgoed, alles. Jan, wag. Anneliese het 'n tree vorentoe gegee. Dit kan nie so skielik wees nie. Hulle het tyd nodig, aanpassing nie. Aanpassing. Hy het haar aangestaar. Hulle moet hier wegkom. En jy?
Jy gaan antwoord vir wat jy gedoen het. Ek gaan jou nie nou aan die polisie oorgee nie, want ek wil nie die meisies nog meer traumatiseer nie. Maar dit eindig nie hier nie, Anneliese. Ons sal dit op die regte manier oplos. Met prokureurs, regters, alles reg. En op die ou end sal ek volle toesig oor my dogters hê. Dit waarborg ek jou. Anneliese het geweet sy het verloor. Sy het stadig geknik, trane het gestroom. Kan ek ten minste van hulle afskeid neem? Ordentlik. Jan het gehuiwer, maar ingestem. Sy het voor die tweeling gekniel en hul handjies vasgehou. Meisies, julle gaan nou saam met pappa. Hy sal goed na julle kyk, julle alles gee wat julle verdien. Julle gaan 'n beter lewe hê, baie beter. Mamma is baie lief vir julle, sal altyd wees. En miskien kan julle my eendag vergewe vir alles. Die meisies het hul ma omhels, verward, bang vir die skielike veranderinge. Jan moes sterk wees, hy moes hulle saggies trek, hulle na die deur lei. Hy kon hulle nie nog 'n sekonde daar laat bly nie. Hy moes hulle uit daardie plek, uit daardie situasie kry, so vinnig as moontlik. Op pad na die motor het Lara sy hand gevat. Papa, gaan ons regtig by jou woon? Ja, julle gaan, my prinses. Vir altyd. En gaan daar regtig 'n swembad wees? Soos mamma gesê het. Jan het deur sy trane geglimlag. Daar is. En 'n reusekamer net vir julle twee. Met al die speelgoed wat julle wil hê. Die meisies het na mekaar gekyk, 'n flits van opgewondenheid in hul oë. Hulle was immers kinders. Die belofte van speelgoed en 'n swembad het nog steeds krag gehad. Hy het die agterdeur oopgemaak, hulle gehelp om in te klim, die veiligheidsgordels vasgemaak. Voordat hy toegemaak het, het hy elkeen op die voorkop gesoen. Sy meisies. Terug. Regtig terug. Die herehuis in Constantia was presies soos Jan dit daardie oggend verlaat het. Reuse, leeks, leeg. Maar nou, met Lara en Marike wat saam met hom deur die hek stap, het die huis gelyk of dit uit 'n diep slaap ontwaak. Die ligte wat hy aangeskakel het, het gange verlig wat lanklaas lewe gesien het. Die meisie se voetstappe het op die marmer van die voorportaal weergalm, skaam, huiwerig. Die tweeling het alles met groot oë bekyk. Jan het probeer om deur hul oë te sien, om hom voor te stel hoe al daardie weelde moes lyk na 2 jaar in 'n vervalle huis in Mitchells Plain. Die kristalkandelaar, die breë trappe, die skilderye teen die mure, die diermeubels. Alles moes soos iets uit 'n sprokie gelyk het, of dalk skrikwekkend onwerklik. Dis baie groot, het Marike gefluister en haar suster se hand styf vasgehou. Dis nou ons huis, het Lara geantwoord en probeer dapper klink, maar haar stem het ook gebewe. Jan het voor hulle gekniel. Ek weet dis baie op een slag. 'n Groot verandering, nuwe plek, ek wat julle skaars onthou. Maar ek beloof ons sal dit stadig vat, op julle eie tyd. Wil julle die kamer sien? Die meisies het blikke gewissel en ingestem. Jan het hulle die trap opgelei, deur die gang op die tweede verdieping, tot by die laaste deur aan die regterkant. Toe hy dit oopmaak, het die reuk van droë blomme en stof ontsnap. Die kamer was onaangeraak sedert daardie verskriklike dag, 2 jaar gelede. Hy kon nie eens een keer daarin gaan nie. Dit was of dit bewaar heeltemal mal word. Maar nou, toe hy sien hoe die meisies instap en met huiwerige erkenning rondkyk, het Jan geweet hy het die regte keuse gemaak deur alles te laat soos dit was. Die 2 beddens met prinsestekens. Die boekrak vol boeke en poppe. Die poppehuis in die hoek. Die speelgoedkis wat oorloop. Alles het vir hulle gewag. Ek onthou hierdie plek, het Lara skielik gesê en na een van die beddens gestap. Hierdie was my bed. En daardie was Marike se. Onthou jy, het Marike beïndruk gevra. 'N bietjie. Daar's 'n teddybeer, 'n groot bruin teddybeer. Waar is hy? Jan het na die kas gegaan en die opgestopte beer uitgehaal, verslete van gebruik. Hier. Julle het hom vir julle 5de verjaarsdag gekry. Lara het die beer styf omhels en haar oë toegemaak. 'n Traan het geloop. Ek het hom onthou. Ek het gedink dit was 'n droom. Om dit te sien, het Jan se hart gelyktydig gebreek en weer heel gemaak. Sy meisies het onthou. Daar was nog herinneringe begrawe onder 2 jaar se leuns en manipulasie. Hulle kon op hierdie brose fondamente herbou. Hulle kon weer verbind. Julle moet honger wees. Wat van ek bestel 'n pizza?
Hou julle nog van pizza, het hy gevra en probeer om die oomblik te normaliseer. Ons is mal oor pizza, het Marike gesê en 'n bietjie opgewonde geraak. Maar mamma het dit net gekoop as daar ekstra geld was, wat amper nooit was nie. Nog 'n messteek. Anneliese het R20.000 per maand ontvang en steeds haar dogters in armoede gehou. Waarheen het daardie geld gegaan? Omkopery. Betaling van skuld. Jan het besluit om nie nou daaraan te dink nie. Hy het belangriker dinge gehad om oor bekommerd te wees. Hy het die meisies gelos om die kamer te verken terwyl hy ondertoe gegaan het om die bestelling te plaas. Op pad het hy sy broer Pieter gebel. Hy het op die tweede leitoon geantwoord, sy stem slaperig. Dit was al na 10:00 die aand. Jan. Alles reg? Jy bel nooit hierdie tyd nie. Pieter, jy moet hierheen kom nou. En jy sal moet sit as ek jou vertel. Wat vertel? Jy maak my bang. Lara en Marike lewe. Stilte aan die ander kant. Toe Pieter se stem, ongelowig. Wat? Jan, drink jy alweer? Dis nie snaaks nie. Dis nie 'n grap nie. Hulle is hier in die Herehuis in hul kamer. Lewend. Asemhalend. Werklik. Jan het gevoel hoe sy stem val. Anneliese het alles vervals. Die ongeluk, die dokumente, alles. Die meisies was die hele tyd weggesteek. Hy het gehoor hoe Pieter aan die ander kant vloek, die geluid van sleutels wat gegryp word. Ek is oor 15 minute daar. Moenie weggaan nie. Moenie iets doen nie. Wag tot ek daar is. Jan het ingestem en afgelei. Hy het 3 groot pizzas bestel, wetende dat Pieter soos altyd honger sou aankom. Toe het hy teruggegaan boontoe. Die meisies het hulself tuis gemaak, elkeen op haar ou bed. Hulle was besig om deur 'n storieboek te blaai en het met mekaar gefluister. Toe hulle hom sien, het hulle skaam geglimlag. Oom Pieter kom, het Jan gesê. Onthou julle hom? Die meisies het hul koppe negatief geskud. Natuurlik nie. Hulle was net 6 toe alles gebeur het. Hy is my broer, julle oom. Hy's gaaf, julle sal van hom hou. Hy het altyd sjokolade gebring as hy kom kuier het. Sjokolade. Marike se oë het geblink. Ek is seker hy sal vandag ook bring. Pieter het voor die pizza aangekom en soos 'n orkaan die huis binne gekom. Hy het die trappe 2-2 opgestorm, gelei deur Jan se stem. Toe hy die kamer binnekom en die tweeling op die beddens sien sit, het hy skielik gestop. Sy gesig het deur 'n reeks uitdrukkings gegaan, skok, ongeloof, vreugde, verwarring, totdat dit uiteindelik in trane gevestig het. Hy, wat altyd die mees beheerste van die 2 broers was, het net daar ineengestort. My God in die hemel. Dis waar. Hulle is hier. Hulle is regtig hier. Jan het hom omhels, die 2 mans het openlik gehuil. Die meisies het toegekyk, sonder om ten volle te verstaan, maar het die rou emosie in die lig gevoel. Na 'n oomblik het Pieter homself reggeruk, sy gesig afgevee en stadig nader gekom. Hallo meisies. Ek is julle oom Pieter. Julle was baie klein toe ons mekaar laas gesien het. Ek is so bly, so regtig bly om te sien dat julle veilig is. Hallo oom Pieter, het Lara beleefd gesê. Het oom sjokolade gebring, het Marike gevra, altyd die mees direkte een. Pieter het deur sy trane gelag. Nie vandag nie, maar môre kom ek terug met 'n berg sjokolade. Beloof. Die deurklokkie het gelei en die pizza aangekondig. Hulle het almal saam ondertoe gegaan, en vir die eerste keer in 2 jaar het die eetkamertafel van die Herehuis meer as 1 persoon gehad. Jan het gekyk hoe die meisies die pizzaskywe verslind, met mekaar praat, en af en toe skaam vra oor die huis, oor die komende dae. Pieter het ook geëet, maar kon nie ophou om na sy niggies te staar nie, steeds besig om die onmoontlikheid van wat hy sien te verwerk. Toe die meisies badkamer toe is, het Pieter na Jan toe geleun. En Anneliese? Wat gaan jy met haar doen? Ek weet nog nie, het Jan erken. Ek wil haar dagvaar, die toesig permanent wegneem, verseker dat sy nooit weer so iets kan doen nie. Maar terselfdertyd wil ek nie hê die meisies moet sien hoe hul ma deur die polisie weggeneem word nie. Hulle het al genoeg drama deurgemaak. Jy het 'n prokureur nodig. Môre nog. Dis ingewikkeld, Jan, vervalsing van amptelike dokumente, omkopery van owerhede, bedrog. Dis ernstige misdade, selfs al was haar bedoeling beskerming. Ek weet.
Ek sal môreoggend vir meneer De Villiers bel. Hy sal weet hoe om voort te gaan. Die meisies het teruggekom en gegaap. Die dag was lank, emosioneel uitputtend. Jan het hulle teruggeneem kamer toe, gehelp om slaapklere te vind wat, wonderbaarlik, nog gepas het. Hulle was 'n bietjie knap, maar het gewerk. Hy het elkeen in haar bed ingestop, hul voorkoppe gesoen. Goeienag, my prinsesse. Môre sal ons meer praat, mekaar beter leer ken, ons nuwe begin saam begin. Papa, het Lara geroep toe hy uitstap. Gaan jy môreoggend hier wees? Gaan jy nie weggaan nie? Jan se hart het saamgetrek. Ek sal hier wees. Ek sal altyd hier wees. Ek beloof. Hy het die deur op 'n skriffie gelos, die ganglig aan. Ondertoe het Pieter met 2 bure vir hom gewag. Hulle het op die bank gaan sit, vir 'n lang oomblik in stilte, net besig om te verwerk. Glo jy dit, het Pieter uiteindelik gevra. Dat sy alles gedoen het weens dreigemente vir beskerming. Jan het gedink. Ek weet nie. Deel van my wil glo daar was 'n rede bo en behalwe pure boosheid. Maar 'n ander deel dink dis 'n verskoning. Dat sy die onderhoudsgeld wou hê sonder die verantwoordelikhede wou verdwyn oor begin. En sy het die meisies as 'n bedingingsmiddel gebruik. En as die dreigemente werklik was. As sy hulle regtig probeer beskerm het. Selfs al was dit, Pieter, niks regverdig wat sy gedoen het nie. Niks. Daar was 1000 ander maniere om dit te hanteer. My vertel. Na die regte polisie gaan. Sekuriteit hier. Wettiglik na 'n ander stad trek. Maar nee. Sy het die wreedste, mees vernietigende manier gekies. My laat glo my dogters is my geweldig laat lei. En boonop het sy die meisies teen my vergiftig. Dis nie beskerming nie. Dis sieklike manipulasie. Pieter het geknik en sy bier gedrink. En nou? Hoe gaan jy herbou? Eendag op 'n slag. Ek gaan 'n kinderterapeut hier, die beste. Die meisie sal hulp nodig hê om dit alles te verwerk. Ek sal ook nodig hê. En dan, stadig, sal ons weer verbind. Ons sal weer leer om 'n gesin te wees. Dit gaan moeilik wees. Ek weet. Maar hulle lewe, Pieter. Lewe. Gister het ek gedink ek sou hulle nooit weer sien nie. Vandag slaap hulle in hul kamer 'n paar meter van hier af. Enige moeilikheid is klein in vergelyking daarmee. Pieter het geglimlag en sy bottel opgelig. Op die onmoontlike wat gebeur. Op die onmoontlike het Jan geklink. Hulle het tot laat gesels, planne gemaak, volgende stappe bespreek. Toe Pieter uiteindelik weg is, was dit al na middernag. Jan het stadig boontoe gegaan, by die meisies se kamer ingeloer. Albei het vasgeslaap, Lara het die bruin teddybeer omhels, Marike het opgekrul soos sy altyd van baba afgedoen het. Vir die eerste keer in 2 jaar het Jan bed toe gegaan met iets anders as wanhoop in sy bors. Dit was vrees gemeng met hoop. Vrees om alles op te mors, om nie weer te kan verbind nie, dat die letsels te diep sou wees. Maar ook hoop. Hoop om te herbou. Om sy gesin terug te hê. Om weer 'n pa te wees. Hy het gaan lê, maar kon nie slaap nie. Hy het na die plafon gestaar en elke oomblik van daardie surrealistiese dag herleef. Die oggend was hy 'n gebroke man wat na die begraafplaas gegaan het soos hy vir 2 jaar gedoen het. Nou was hy 'n pa met sy dogters terug. Die lewe kon in 'n oomblik verander. Ten slegste soos hy 2 jaar gelede geleer het. Of ten beste soos hy vandag ontdek het. Uiteindelik het die moegheid gewen. Vir die eerste keer in 730 dae het Jan Botha sonder nagmerries geslaap. Want sy ergste nagmerries was nie meer werklik nie. Sy dogters het gelewe. En dit het alles verander. Die volgende weke was die uitdagendste van Jan se lewe. Meer as om 'n ryk van niets af te bou, meer as om verwoestende rou te trotseer, selfs meer as om die skokkende waarheid te ontdek. Want om 'n verhouding te herbou met dogters wat hom skaars onthou het, wat geleer is om te wantrou, wat diep traumas gedra het, was om in onbekende gebied te navigeer sonder 'n kaart of kompas. Die eerste paar dae was relatief kalm. Die meisies het die herehuis met versigtige nuuskierigheid verken, hulle verwonder aan die swembad, die nuwe speelgoed wat Jan in groot hoeveelhede gekoop het. Maar dit was 'n oppervlakkige, brose kalmte. Jan het dit opgemerk in die blikke wat tussen hulle gewissel is, in die gefluisterde gesprekke wanneer hulle gedink het hy hoor nie.
Hulle was besig om te verwerk, te probeer verstaan, te besluit of hulle hierdie vreemdeling wat beweer het hy is hul pa kon vertrou. Helena Joubert, die kinderpsigoloog wat Pieter aanbeveel het in die tweede week met die sessies begin. Sy was 'n vrou van omtrent 50, grys hare in 'n bolla vasgemaak, 'n rooi raambril, 'n rustige stem wat vertroue ingeboesem het. Sy het 3 keer per week gekom, apart en saam met die tweeling gepraat en stadig deur die lae van verwarring en seer gewerk. Dis 'n lang proses, Jan, het sy na die 4de sessie verduidelik. Die meisies is aan intense sielkundige manipulasie onderwerp. Anneliese het hulle gekondisioneer om te glo dat jy hulle verlaat het, dat jy hulle nie liefgehad het nie. Om daardie leuns af te breek terwyl hulle terselfdertyd die onthulling hanteer dat hul ma oor alles gelieg het, dit verg tyd. En baie geduld. Ek het geduld, het Jan gesê, maar sy stem het gebewe. Ek het al die tyd in die wêreld. Ek wil net hê hulle moet oukei wees. Hulle sal wees. Lara reageer goed, sy is emosioneel meer oop. Marike is meer geslote, dit sal langer neem. Maar albei wil in jou glo. Dis reeds halfpad gewen. Jan het die dokter se aanwysings godsdienstig gevolg. Geen druk vir drukkies of liefdesverklarings nie. Laat die meisies op hul eie tyd na hom toe kom vestig voorspelbare roetines om 'n gevoel van veiligheid te gee. Wees konsekwent, geduldig, teenwoordig. Hy het hulle by 'n elite privaatskool, Bisops Diocesan Kollege, ingeskryf. Die proses was ingewikkeld omdat dokumente, skoolrekords van die afgelope 2 jaar ontbreek het. Jan moes prokureurs hier om die bureaukratiese kwessies op te los, die identiteit van die meisies te bewys terwyl hulle tegnies as oorlede geregistreer was. Dit was 'n Kafka-agtige wettige warboel, maar uiteindelik het hy daarin geslaag. Die eerste skooldag was traumaties. Die meisies, wat vir 2 jaar geïsoleer was, met minimale tuisonderrig, was nou in 'n reuse skool, vol vreemde kinders, onderwysers, reëls. Marike het so gehuil dat Jan die hele oggend by die skool moes bly, buite die klaskamer gesit, net sodat sy kon weet hy is daar. Lara was dapper, het haar trane ingesluk, maar het bleek en uitgeput by die huis aangekom. Dit was verskriklik, het sy daardie aand tydens aandete gesê. Almal het gevra waar ons vandaan kom, hoekom ons nie voorheen op skool was nie. Ek het nie geweet wat om te sê nie. Wat het jy gesê, het Jan saggies gevra. Dat ons ver gebly het en pas verhuis het. Toe sê 'n meisie my klere is lelik. Jan het na die perfek paslike uniform gekyk. Jou klere is nie lelik nie. Dis pragtig. Maar die ander meisies het almal handelsmerkrugsakke gehad. En dierskoene. En hulle het gepraat oor reise en dinge wat ek nie weet wat dit is nie. Daar was nog 'n uitdaging. Lara en Marike het uit 2 jaar van uiterste ontbering gekom. Nou was hulle gedompel in 'n omgewing van bevoorregting wat heeltemal vreemd was. Hulle het nie in die een wêreld of die ander behoort nie. Hulle was kinders in limbo. Gee dit tyd, het Jan gesê en haar hand vasgehou. Julle sal gewoond raak. Julle sal vriendinne maak. En as iemand lelik met julle is, vertel my. Ons sal dit saam oplos. Maar dit was nie net die skool nie. Dit was alles. Die enormiteit van die herehuis wat hulle verlore laat voel het. Die huishulp wat Jan gehuur het en wat hulle met haar stil doeltreffendheid bang gemaak het. Die fynproewerskos wat Pieter aangedring het om te maak wanneer hy gekuier het, te uitgebrei vir smaakpapille wat gewoond was aan eenvoudige rys en boontjies. Die ingevoerde motors. Die dierklere wat Jan gekoop het en wat hulle nie geweet het hoe om te dra nie. Dit was te veel, te vinnig. En dan was daar die nagmerries. Marike het dit byna elke aand gehad. Sy het skreeuend wakker geword, gesweet en na haar ma geroep. Jan het na die kamer gehardloop, die ligte aangeskakel, probeer kalmeer. Maar sy het hom weggestoot, by Lara ingekruip, en dit het ure geneem om weer aan die slaap te raak. Helena het gesê dis normaal te verwagte. Die kinders was besig om trauma te verwerk. Maar om sy dogter te sien ly en nie te kan help nie, het Jan diep gesny. Lara, aan die ander kant, het woede-uitbarstings gehad. Uit die bloute het sy ontplof. Geskree, goed gegooi, verskriklike dinge gesê. Dat sy dit haat om daar te wees. Dat sy wou teruggaan na haar ma, dat Jan nie 'n regte pa was nie, net 'n vreemde man wat hulle uit hul huis geruk het. Jan het dit ingesluk, diep asem gehaal en die terapeut se aanwysings onthou. Moenie dit persoonlik opneem nie. Moenie met woede reageer nie.
Wees net teenwoordig, wag dat die storm verbygaan. Maand na die verhuising het Jan besoek gekry van meneer De Villiers, sy prokureur. Hulle het in die studeerkamer van die herehuis gesit, deur toe. Die prokureur het 'n dik leer met dokumente gehad. Ek het daarin geslaag om wesenlike bewyse van die bedrog wat deur Anneliese gepleeg is, in te samel, het hy gesê en papiere oor die tafel versprei. Ons het getuienis van mense wat sy omgekoop het, finansiële spore wat verdagte betalings toon, vervalste dokumente. Dis 'n stewige saak. Ons kan nie net haar toesig permanent wegneem nie, maar haar ook krimineel vervolg. En wat sou die vonnis wees, het Jan gevra. Moeilik om presies te sê. Maar ons praat van verskeie ernstige misdade. Vervalsing van openbare dokumente, korrupsie, bedrog. Maklik 8 tot 10 jaar. Jan het sy oë toegemaak. Deel van hom wou dit hê. Wou hê Anneliese moes betaal, dat sy werklike gevolge moes dra vir wat sy gedoen het. Maar 'n ander deel, die deel wat sy dogter sien huil het, wat na hul ma in nagmerries geroep het gehuiwer. Die meisies, het hy uiteindelik gesê. Hoe sou dit hulle raak? Meneer De Villiers het gesig. Eerlik. Dit sou nie maklik wees nie. Om te sien hoe hul ma vervolg word, moontlik tronk toe gestuur word, dit sou letsels laat. Maar Jan, wat sy gedoen het, was afskuwelik. Dit kan nie net ongestraf bly nie. Ek weet. Glo my, ek weet. Jan het sy hande oor sy gesig gevee. Maar my dogters het al genoeg gelei. As die kriminele vervolging van Anneliese meer trauma vir hulle beteken, weet ek nie of dit die moeite werd is nie. Wat stel jy dan voor? Ek wil volle en finale toesig hê. Sonder moontlikheid van omkeer. Anneliese doen afstand van alle ouerlike regte. In ruil daarvoor lê ek geen kriminele klagte aan nie. Sy is vry, maar sonder die dogters. Vir altyd. Die prokureur het dit oorweeg. Dis te vrygewig gegeewe wat sy gedoen het. Dis nie vir haar nie. Dis vir die meisies. Hulle het vrede nodig, stabiliteit. Nie meer drama, meer hof, meer koerantopskrifte nie. Ek wil hierdie hoofstuk op die minste traumatiese manier moontlik afsluit. En as sy weier, as sy vir toesig veg, dan gebruik ons alles wat ons het. Ons vernietig haar in die hof. Maar eers bied ons die maklike uitweg aan. Meneer De Villiers het ingestem en die voorstel 'n week later aan Anneliese voorgelê. Tot mense verbasing het sy aanvaar. Sy het regtig geen keuse gehad nie. Die bewyse teen haar was oorweldigend. In die hof sou sy uitgewis word. Ten minste so het sy haar vryheid behou. Die vergadering om die papiere te teken was gespanne. Dit het in die prokureur se kantoor plaasgevind, neutrale, formele kamer. Jan het alleen opgedaag, die meisies by Pieter gelos. Anneliese was reeds daar, sittend, en het gelyk of sy 10 jaar en 2 maande verouder het. Te maar, diep donker kringe onder haar oë, klere wat aan haar lyf gehang het. Hulle het mekaar nie gegroet nie. Hulle het aan weerskante van die tafel gesit. Meneer De Villiers het die bepalings verduidelik. Anneliese doen heeltemal afstand van toesig. Geen besoekregte nie. Geen reg op kontak nie, tensy die meisie self, as volwassenes, kontak soek. In ruil daarvoor sou geen kriminele saak aanhange gemaak word nie. Jy neem my dogters van my af weg, het Anneliese gesê, haar stem is. Vir altyd. Jy het hulle eerste van my af weggeneem, het Jan koel geantwoord. Vir 2 jaar. My laat glo hulle is dat ek hulle nooit weer sou sien nie. Moenie nou my simpatie verwag nie. Ek het gedoen wat ek destyds gedink het reg is. Jy het gedoen wat vir jou gerieflik was. Moenie probeer om dit in iets edels te verander nie. Anneliese het die papiere met bewende hande geteken, trane het op die papier gedrup. Toe sy klaar was, het sy na Jan gekyk. Vra hulle na my. Hy het gehuiwer toe op die waarheid besluit. Ja. Veral Marike. Sy huil byna elke aand oor jou. Iets het in Anneliese se gesig gebreek. En jy? Gaan jy hulle toelaat om my te haat? Gaan jy hulle teen my vergiftig soos jy dink ek gedoen het? Nee, het Jan gesê, en dit was die waarheid. Ek gaan nie vir hulle lieg nie. Hulle sal die waarheid weet, alles, wanneer hulle oud genoeg is om te verstaan. Maar ek sal nie jou beeld vernietig nie. Ek sal nie aan hulle doen wat jy gedoen het nie. Ek sal hulle self laat besluit hoe hulle oor jou voel. Anneliese het verslae geknik.
Sy het opgestaan, haar handsak geneem. By die deur gestop en teruggekyk. Kyk goed na hulle, Jan, ek weet ek verdien nie om iets te vra nie, maar kyk goed na hulle. Ek sal altyd. Jy hoef my nie dit te vra nie. Sy is uit. Jan het vir 'n lang oomblik na die toedeur gestaar. Hy het leeg gevoel. Hy het bevrediging, wraak, 'n soort afsluiting verwag. Maar niks het gekom nie. Net leegheid. En die wete dat, ten spyte van alles, daardie vrou die ma van sy dogters was. En 'n deel van die meisie sou haar altyd mis. Daardie aand by die huis, het hy met Lara en Marike op die bank gesit. Helena het gesê dit is tyd vir 'n openhartige gesprek, gepas vir hul ouderdom, oor alles wat gebeur het. Oor hul ma, oor die leuns, oor die toekoms. Meisies, ek moet met julle praat oor iets belangriks, het hy begin, sy hart swaar. Dis oor julle mamma. Die twee het hom met groot oë aangestaar. Is mamma okay, het Marike onmiddellik gevra. Sy is. Maar sy sal nie hier kan kom kuier nie. Nie vir eers nie, miskien nie vir 'n lang tyd nie. Hoekom? Lara frons. As gevolg van wat sy gedoen het. Die leuns. Jan het geknik. Julle ma het verkeerde dinge gedoen. Dinge wat baie mense seer gemaak het, veral my en julle. En nou is daar gevolge. Een van daardie gevolge is dat julle hier by my gaan woon en sy gaan vir 'n rukkie wegbly. Vir altyd. Marike het begin huil. Gaan ons haar nooit weer sien nie? Ek weet nie, my liefie. Dit hang van baie dinge af. Maar vir nou is dit net ek en julle. Ons gesin. Lara het haar suster omhels en haar getroos. Maar haar oë, toe sy na Jan kyk, was hard beskuldigend. Jy doen dit uit wraak. Jy neem haar van ons af weg omdat sy jou seer gemaak het. Die woorde het meer seer gemaak as wat Jan verwag het. Dis nie wraak nie, Lara. Dis beskerming. Beskerming van julle en ook van my. Wat julle ma gedoen het, was baie ernstig. Ek kan nie die risiko loop dat dit weer gebeur nie. Sy het gesê sy het ons beskerm. Teen slegte mense. En miskien het sy. Maar die manier wat sy gekies het, het baie skade veroorsaak. Aan my, aan julle, aan baie mense. Soms, selfs wanneer ons iets doen en dink dit is reg, is dit steeds verkeerd. Julle sal beter verstaan as julle groter is. Lara het nie tevrede gelyk nie, maar het nie verder geargumenteer nie. Marike het steeds saggies gehuil. Jan het albei omhels en gevoel hoe gespanne hulle in sy arms is. Dit was die prys. Dit was die koste van herbou. Pyn, verwarring, ingewikkelde gevoelens. Maar hy sou dit verduur. Hy sou alles verduur vir hulle. Die volgende maande het subtiele maar betekenisvolle veranderinge gebring. Klein oorwinnings wat Jan soos kosbare skatte versamel het. Die eerste keer dat Marike hom sonder huiwering pa genoem het. Die dag toe Lara na hom toe gehardloop het om hom te druk toe hy van 'n vergadering af terugkom. Die aand toe albei gevra het dat hy 'n storie lees voor slaaptyd, spontaan, sonder aanporing van die terapeut. Dit was stadige vordering, 2 tree vorentoe, 1 terug. Maar dit was vordering. Helena het elke mylpaal saam met hom gevier en verduidelik dat diep traumas tyd neem om te genees, dat teenstrydighede normaal en te verwagte was. Die belangrikste was die algehele traject, en dit was positief. Jan het weer begin werk, maar op 'n ander manier. Nie meer die 16 uur per dag wat hy gewoond was nie. Nou het hy die huis verlaat nadat hy die meisies by die skool afgelaai het, en betyds teruggekeer om hulle te gaan haal. Hy het belangrike vergaderings bygewoon, die res gedelegeer. Die maatskappy het die 2 jaar van sy afwesigheid oorleef, dit kon nou 'n paar verminderde ure oorleef. Sy dogters was absolute prioriteit. Pieter het 'n konstante teenwoordigheid in die herehuis geword. Hy het vir aandetes opgedaag, die meisies op uitstappies geneem, die gunsteling oom geword wat hulle nooit voorheen gehad het nie. Hy het berge sjokolade gekoop soos beloof, saam met boeke, speelgoed, enige iets wat hy gedink het hulle sou van hou. Dit was oordrewe, Jan het geweet, maar hy het nie die moed gehad om hom te vra om op te hou nie. Pieter het ook gedurende daardie 2 jaar gelei, ook geglo hy het sy niggies verloor. Om hom hulle nou te laat bederf, was sy manier van verwerk, van verlore tyd inhaal. Die skool het makliker geword. Die meisies het 'n paar vriendinne gemaak, gawe meisies wat nie omgegee het waar hulle vandaan kom of hoekom hulle in die middel van die skooljaar aangekom het nie.
Lara het by die vlugpaalspan aangesluit. Marike het by die koor ingeskryf. Stadig maar seker was hulle besig om normale, gesonde lewens te bou. Maar nie alles was lineêre vordering nie. Daar was slegte dae. Dae toe Marike huilend wakker geword het en na haar ma gevra het. Dae toe Lara sonder oënskynlike rede in woede uitgebars het, geskree het dat sy Jan haat, daardie huis haat, wou teruggaan na Mitchells Plain. Op daardie oomblikke het Jan al sy krag nodig gehad om nie saam in duie te stort nie. By een so 'n geleentheid, besonder moeilik, het hy Helena in 'n paniek gebel. Dit was 'n Dinsdagmiddag. Lara het haarself in haar kamer toegesluit na 'n rusie oor huiswerk. Sy was besig om goed te breek, te skree. Marike het in die badkamer weggekruip en gehuil. Jan het heeltemal verlore gevoel, onbevoeg, asof hy katastrofies misluk. Die terapeut het na die herhuis gekom, die situasie gekalmeer, lank met elkeen van die meisies en daarna met Jan gepraat. Hulle het in die studeerkamer gesit, deur toe. Jy doen alles reg, het sy ferm gesê. Ek weet dit lyk nie so nie, veral op dae soos vandag. Maar jy doen. Dit voel nie so nie, het Jan erken, sy stem moeg. Ek voel ek improviseer, maak meer foute as wat ek reg kry. Elke pa voel so, Jan, jy het net die bykomende nadeel dat jy weer met dogters verbind wat gemanipuleer is om jou te wantrou, terwyl jy terselfdertyd jou eie trauma hanteer van glo dat jy hulle verloor het. Dis 'n buitengewoon moeilike situasie. Die feit dat julle 3 vorder, al is dit stadig, is merkwaardig. Lara haat my. Lara haat jou nie. Lara is verward, bang en toets jou. Sy wil sien of jy haar sal verlaat wanneer dinge moeilik raak, soos Anneliese haar geleer het om te glo jy sou doen. Wanneer jy bly, wanneer jy kalm en teenwoordig bly, selfs wanneer sy op haar slegste gedrag is, bewys jy dat daardie leuns vals was. Jy herbou vertroue. Dis stadige werk, maar noodsaaklik. Jan wou glo. Hy moes glo. Want opgee was nie 'n opsie nie. Dit sou nooit wees nie. 4 maande nadat die meisies teruggekeer het huis toe, moes Jan 'n moeilike besluit neem. Helena het voorgestel dat dit dalk voordelig vir Lara en Marike sou wees om 'n soort kontak met Anneliese te hê. Nie persoonlike besoeke nie, nog nie, maar miskien briewe. 'n Gesuperviseerde uitruil van korrespondensie wat hulle kon help om ingewikkelde gevoelens teenoor hul ma te verwerk. Die idee het Jan aanvanklik woedend gemaak. Na alles, na die ooreenkoms wat hulle gemaak het, om Anneliese terug te bring, al was dit net indirek. Maar die terapeut was ferm. Dit gaan nie oor hom of Anneliese nie. Dit gaan oor wat die beste vir Lara en Marike sou wees. En om voor te gee dat hul ma nie bestaan nie, dat daardie 2 jaar nie gebeur het nie, was nie op die lange duur gesond nie. Teesinning het hy ingestem. Hy het met die meisies gepraat, verduidelik dat, as hulle wou, hulle briewe aan hul ma kon skryf. Hulle hoef nie as hulle nie wou nie, maar die opsie was daar. Marike wou onmiddellik. Lara het gehuiwer, maar uiteindelik ook ingestem. Die eerste briewe was pynlik om te lees. Jan het dit nie gelees nie, hy het hul privaatheid gerespekteer, maar Helena het, as deel van die terapeutiese proses. Sy het hom vertel dat dit kinderlike, onskuldige briewe was, wat gevra het hoekom mamma gelieg het, of sy hulle nog lief het, wanneer hulle mekaar kon sien. Anneliese het geantwoord, briewe altyd deur die prokureur gesuperviseer, herhaaldelik om verskoning gevra, gesê sy is lief vir haar dogters, en haar redes op 'n eenvoudige en onvoldoende manier verduidelik. Jan het elke brief wat aangekom het, gehaat. Hy het dit gehaat om te sien hoe die meisies na die posbus hardloop, vol hoop. Hy het die voortdurende invloed wat Anneliese behou het, selfs op 'n afstand, gehaat. Maar hy het die wrok ingesluk. Want dit het nie oor hom gegaan nie. Dit het nooit nie. 6 maande. 'n half jaar sedert daardie Saterdag in die begraafplaas wat alles verander het. Jan het die dag gemerk deur iets spesiaals te doen. Hy het die meisies na die strand in Hermanus geneem, 'n huis met 'n see-uitsig vir 'n naweek gehuur. Pieter het saamgegaan en vir die eerste keer het hulle regtig soos 'n gesin gevoel. Hulle het in die sand gespeel, in die golwe geswem, roomys geëet, totdat hulle siek was. Hulle het gelag. Baie. Opreg. Op die laaste aand, terwyl hulle op die stoep van die huis gesit en die see onder die maanlig dopgehou het Lara nader aan Jan gekom. Sy het niks gesê nie, net haar kop op sy skouer geleun. Hy het haar omhels en gevoel hoe trane sy oë prik. Marike het gou bygekom en die drukkie voltooi. Pieter het 'n diskrete foto geneem.
Daardie oomblik, daardie eenvoudige oomblik van verbintenis, was meer werd as al die goud in die wêreld. Papa, het Lara saggies gesê. Ja, prinses. Dankie dat jy nie op ons opgegee het nie. Jan moes homself beheer om nie net daar in duie te stort nie. Ek sal nooit op julle opgee nie. Nooit. Ek beloof. Terug in Kaapstad het die lewe 'n nuwe normaliteit aangeneem. Die sessies met Relina het van 3 na 2 keer per week verminder. Jan het weer meer by die maatskappy betrokke geraak, vol vertroue dat die meisie stabiel genoeg was. Hulle het gegroei, aangepas by die skool, by vriende, by die bevoorregte lewe wat hulle nou gehad het. Maar hulle het nooit bederf geraak nie. Hulle het Mitchells Plain onthou, die eenvoudige lewe. Dit het hulle met hul voete op die aarde gehou. 'n Jaar na die ontdekking het Jan iets gedoen wat hy nooit gedink het hy sou doen nie. Hy het Anneliese gaan besoek. Hy het die meisies nie vertel nie, hy het alleen gegaan vir persoonlike afsluiting. Sy het in 'n klein woonstel in Bellville gewoon, as 'n ontvangsdame by 'n kliniek gewerk. 'n Eenvoudige, nederige lewe. Al wat oorgebly het nadat sy haar dogters en die ruim onderhoud verloor het. Sy het hom met verbasing en vrees ontvang. Hulle het in die klein sitkamertjie gesit, koue koffie tussen hulle. Jan het nie presies geweet hoekom hy gekom het nie. Miskien om te verstaan. Miskien om 'n soort vergifnis te vind. Of miskien net om te sien dat sy oukei was, gelewe het, aanbeweeg het. Hoe gaan dit met hulle, het Anneliese gevra, haar stem klein. Goed. Hulle groei. Pas aan. Jan het nie besonderhede gegee nie. Hy het nie gedink sy verdien dit nie. Ek kry die briewe. Ek lees elkeen 1000 keer. Dis die enigste verbintenis wat ek oor het. Jy het dit aan jouself gedoen, Anneliese. Niemand het jou gedwing om te lieg, om dit alles te vervals nie. Ek weet. Glo my, ek weet. Ek leef elke dag daarmee. Die skuld. Die spyt. Sy het na haar hande gekyk. As ek kon teruggaan, sou ek dit anders gedoen het. Jou vertrou het. Regte hulp gesoek het. Maar ek kan nie. Ek moet met die gevolge leef. Jan het haar gesig bestudeer. Daar was opregtheid. Opregte berou. Maar dit het ook niks verander nie. Die verlede was geskryf. Dit kon nie uitgevee word nie. Die meisies vra soms na jou, het hy gesê, en hy het hoop in haar oë sien ontvlam. Veral Marike. Lara is meer rasioneel, sy verstaan beter wat jy gedoen het. Maar Marike, sy is nog 'n kind. Sy wil nog haar ma hê. Ek wou dink jy eendag, as hulle ouer is, as hulle alles verstaan. Miskien het Jan haar onderbreek. As hulle volwassenes is, as hulle jou wil soek, sal ek hulle nie keer nie. Maar tot dan, hou jou afstand. Laat hulle groot word. Laat hulle genees. Anneliese het geknik, trane het gestroom. Jy is 'n beter pa as wat ek 'n ma was. Ek probeer net om nie op te mors nie. Jan het opgestaan. Pas jouself op, Anneliese. Hy het uitgegaan sonder om terug te kyk. Hy het ligter gevoel, vreemd genoeg. Asof 'n gewig wat hy nie geweet het hy dra nie, gelig is. Dit was nie vergifnis nie. Dit was nie versoening nie. Dit was net aanvaarding. Aanvaarding dat die verlede gebeur het, dat dit nie verander kon word nie, en dat die toekoms nou van sy keuses afhang. Hy het by die huis aangekom toe die son sak. Die meisies was saam met Pieter in die swembad en het hard gelag. Toe hulle hom sien, het hulle entoesiasties gewaai. Papa, kom swem saam met ons. Jan het geglimlag. Ja. Dit was nou sy lewe. Dit was sy gesin. Onvolmaak, vol letsels, maar werklik. En lewend. Altyd lewend. Hy het klere geruil en in die swembad gespring, die vars water het hom omvou. Lara en Marike het na hom toe geswem, een aan elke kant. Pieter het van die dek af toegekyk en geglimlag. Dit was eenvoudig. Dit was gelukkig. Dit was alles wat Jan nodig gehad het. Die reis was nie verby nie. Dit sou nooit regtig eindig nie. Daar sou altyd uitdagings wees, moeilike dae, pynlike herinneringe. Maar hulle sou dit saam die hoof bied. As 'n gesin. Soos hulle van die begin af moes gewees het. En vir die eerste keer in jare het Jan Botha na die toekoms gekyk, nie met vrees of wanhoop nie, maar met opregte hoop. Want sy dogters het gelewe.
Want hulle was by hom. En want, teen alle kanse in, was hulle besig om iets moois uit die as van 'n verwoestende verlede te herbou. Daardie aand, nadat hy die meisies in die bed gesit het Jan na die studeerkamer gegaan. Hy het die laai oopgemaak waar hy belangrike voorwerpe geberg het. Daar was dit, versigtig gevou, die laaste kwitansie van die blomme wat hy na die begraafplaas geneem het op daardie noodlottige Saterdag. Wit lelies. Duur. Gierig. Hy het nooit weer daarheen teruggegaan nie. Hy hoef nie. Sy babas was nie in marmergrafte nie. Hulle het 'n paar meter daarvandaan geslaap, asemgehaal, gedroom, gelewe. Hy het die kwitansie opgeskeur. Dit in die asblik gegooi. Daardie hoofstuk was afgesluit. Nuwe een het begin. En hy sou elke bladsy skryf met liefde, toewyding en konstante teenwoordigheid. Want dit is wat sy dogters verdien het. En dit is wat hy sou gee, elke dag, vir die res van sy lewe. 2 jaar het verloop sedert daardie transformerende dag in die begraafplaas. 2 jaar van herbou, van genesing, van gesamentlike leer. Lara en Marike was nou 10 jaar oud, groot geword, in sommige opsigte volwasse booljare, in ander nog onskuldig kinderlik. Die terapie het voortgegaan, nou maandeliks in plaas van weekliks, meer instandhouding as dringende ingryping. En die lewe het uiteindelik normaal begin voel. Die Herehuis in Constantia was nie meer 'n stil mausoleum nie. Dit was 'n lewende huis, vol gelag, musiek, die georganiseerde gemors wat met kinders gepaard gaan. Vriendinne het vir oorslaappartytjies gekom. Jan het ure gery om die meisies na ballet, swem en klavierlesse te neem. Hy het ouer vergaderings by die skool bygewoon, met huiswerk gehelp, op Sondae pannekoek gemaak. Hy het nooit weer die begraafplaas besoek nie. Daardie plek het aan 'n pynlike verlede behoort wat hy verkies het om agter te laat. Maar hy het die herinneringe van daardie donker 2 jaar bewaar, nie om homself te straf nie, maar om homself daaraan te herinner om nooit iets as vanselfsprekend te aanvaar nie. Elke laggie van sy dogters was 'n geskenk. Elke drukkie 'n wonderwerk. Elke dag saam 'n triomf oor die onmoontlike omstandighede wat hulle probeer skei het. Die maatskappy het floreer onder sy hernuide leierskap. Jan het teruggekeer met 'n duidelike doel, nie net wins nie, maar betekenis. Hy het die Lara en Marike Botha Stichting gestig, toegewy aan die hulp van kinders in risikosituasies, veral die betrokke by ingewikkelde toesiggeskille of gevalle van vermissing. Hy het mildelik geskenk, persoonlike tyd belê, sy storie gebruik, waar gepas, om bewustheid oor die skade van ouerlike manipulasie te kweek. Liesel, die arme meisie wat alles verander het, 'n uitgebreide deel van die gesin geword. Met die geld wat Jan haar gegee het sy medisyne vir haar ma gekoop, kos, klere. En toe Jan van die volledige situasie te hore kom, het hy meer aangebied. Hy het vir haar ma se mediese behandelings betaal, Liesel by 'n goeie skool ingeskryf, verseker dat die gesin 'n ordentlike huis het. Dit was nie liefdadigheid nie, het hy aangedring. Dit was dankbaarheid. Daardie meisie het nie net sy dogters gered nie, maar sy gesonde verstand, sy lewe. Hy sou dit nooit behoorlik kon terugbetaal nie, maar hy sou probeer. Die briewe tussen die meisies en Anneliese het vir 'n rukkie voortgegaan, en toe natuurlik in frekwensie afgeneem. Anneliese het maandeliks geskryf, die meisies het af en toe geantwoord, wanneer hulle onthou of lus gevoel het. Die emosionele afstand het met verloop van tyd toegeneem, wat natuurlik was, het Helena verseker. Anneliese was deel van hul verlede, belangrik, maar nie bepalend nie. Die toekoms was met Jan. Op 'n sonnige Saterdagmiddag, byna presies 2 jaar na die ontdekking, was Jan saam met die meisies in die tuin. Lara het met 'n sokkerbal geoefen, verbasend vaardig. Marike het in haar notaboek geteken, tong uit in konsentrasie. Pieter was by die braai besig om middagete voor te berei en het vrolik gefluit. Papa. Lara het opgehou speel en nadenkend na Jan gekyk. Ja, prinses. Onthou papa toe ons in Mitchellsplein gebly het. In die blou huis. Jan het 'n beklemming in sy bors gevoel. Hulle het selde daardie tyd genoem. Ek onthou. Hoekom? Lara het op die gras langs hom gaan sit. Marike het ook haar notaboek neergesit, nuuskierig. Soms onthou ek ook. Van die klein huisie. Hoe alles anders was. En ek wonder, jy weet. As dinge normaal was, as ma nie dit alles gedoen het nie, hoe sou ons lewe gewees het? Julle sou waarskynlik gedurende die week by haar gewoon het, en oor naweke by my, het Jan eerlik gesê.
Dit sou anders gewees het as nou, maar julle sou steeds geliefd gewees het. Julle sou steeds 'n goeie lewe gehad het. Maar nie so goed soos nou nie, nee, het Marike gesê, altyd prakties. Hier is 'n swembad. En ons kamers is reuse. En jy maak pannekoek. Jan het gelag. Is die pannekoek die deurslaggewende punt? Dis belangrik, het Marike aangedring en geglimlag. Lara het nie geglimlag nie. Haar gesig was ernstig, volwasse. Ek is nie bly oor wat mamma gedoen het nie. Ek dink dit was verkeerd, baie verkeerd. Maar sy het stil gebly en woorde gekies. Maar as sy dit nie gedoen het nie, sou ons dalk nooit so by jou gewoon het nie. Miskien sou ons nooit so naby aan mekaar gekom het nie. Dis vreemd om te dink dat iets so slegs iets so goeds gebring het. Dit was 'n diep gedagte vir 'n 10-jarige kind. Jan het trots en hartseer gelyktydig gevoel. Dis waar. Soms werk die lewe so verskriklike dinge gebeur, maar ons kan kies wat ons daarna doen. Ons kan die verskriklike ons laat vernietig, of ons kan iets nuuts, iets beters bou. Ons het gekies om te bou. Ons gaan nou altyd saam bly, né pappa, het Marike gevra, kwesbaarheid duidelik in haar stem. Daar gaan nie meer leuns wees nie, nie meer geheime nie, nie meer iemand wat ons probeer skei nie. Jan het sy arms oopgemaak. Albei het nader gekom, groepdrukkie daar in die tuin. Altyd saam. Ek beloof. Niks of niemand sal ons gesin weer skei nie. Hulle het vir 'n lang oomblik so gebly, net saam bestaan, veilig, gelukkig. Toe hulle losmaak, het Pieter geskree dat die middagete gereed is. Hulle het na die tafel gehardloop, honger, opgewonde. Tydens middagete, tussen gesprekke oor skool, vriendinne, planne vir die vakansie, het Jan sy dogters dopgehou. Hulle was nie meer die babas wat hy van vroeër onthou het nie. Hulle was mense met duidelike persoonlikhede, eie opinies, drome. Lara wou 'n veearts word. Marike 'n kunstenaar. Albei het onbeperkte potensiaal gehad, blink toekoms voor hulle. En hy sou daar wees. Vir elke voordrag, elke wedstryd, elke skoolopvoering. Vir elke gebroke hart, elke teleurstelling, elke oorwinning. Hy sou die pa wees wat hy altyd wou wees, teenwoordig, konstant, liefdevol. Want hy het byna daardie kans verloor. Hy het byna geglo hy was ook dood, saam met sy dogters. Maar teen alle kanse in, is 'n tweede kans aan hom gegee. En hy sou nie 'n enkele sekonde daarvan mors nie. Daardie aand, toe hy die meisies in die bed sit, 'n ritueel wat hulle steeds gehandhaaf het, al was hulle ouer, het Lara hom aan die hand gevat. Papa. Dankie. Vir wat, my liefie? Dat jy nooit opgegee het nie. Dat jy aanhou om na die begraafplaas te kom, selfs na so lank. Want is wat gemaak het dat jy daardie dag daar was, toe Liesel jou gekry het. As jy vroeër opgegee het, opgehou het om te gaan, sou sy jou nooit gesien het nie, jou nooit van ons vertel het nie. Ons sou nog steeds daar gewees het, in Mitchellsplein, en gedink het jy gee nie om nie. Jan het gevoel hoe trane brand. Ek kon nooit ophou gaan nie. Dit was my manier om julle binne in my lewe te hou. Selfs toe ek gedink het ek sou julle nooit weer regtig sien nie. Was die pyn die moeite werd, het Lara gevra, en dit was so 'n volwasse, komplekse vraag. Jan het gedink. 2 jaar van angs, van leë grafte besoek, van homself stadig vernietig. Was dit die moeite werd? As dit die prys was vir die huidige oomblik, om sy dogters terug te hê, om sy gesin te herbou, dan ja. 1000 keer ja. Dit was, het hy eenvoudig gesê. Alles was die moeite werd. Hy het hul voorkoppe gesoen, die ligte afgeskakel, die deur toegemaak. In die gang het hy teen die muur geleun en diep asem gehaal. Soms kon hy dit steeds nie glo nie. Soms het hy nog gedink hy sou wakker word en uitvind dit was alles 'n wrede droom. Maar dan het hy die rustige asemhaling uit die kamer gehoor, onthou dat dit werklik was, dat sy meisies regtig daar was, en die verligting was oorweldigend. Hy het ondertoe gegaan na die studeerkamer, waar Pieter met 2 bure vir hom gewag het. Hulle het vir 'n oomblik in gemaklike stilte op die leerbank gesit. Jy het hulle gered, jy weet, het Pieter uiteindelik gesê. Nie net fisies, deur hulle uit Mitchellsplein te haal nie. Maar emosioneel. Jy het hulle stabiliteit, liefde en toekoms gegee. Jy het hulle regtig gered. 'n 8-jarige meisie het my gered, het Jan reggestel. Liesel. As dit nie vir haar was nie. Maar dit was. En dis wat saak maak.
Jy het die kans wat sy jou gegee het, geneem en dit alles gebou. Pieter het vaagweg beduie na die huis, die lewe. Baie paas sou dit nie kon doen nie. Hulle sou in woede en wrok verdwaal het. Maar jy het jou dogters gekies. Altyd. Jan het die bier gedrink, nadenkend. Ek is nog steeds kwaad. Sal seker altyd wees. Oor wat Anneliese gedoen het, hoe sy ons almal gemanipuleer het. Maar ek het geleer ek kan daardie woede dra en steeds 'n goeie pa wees. Die een kanselleer nie die ander nie. Sy betaal haar prys, het Pieter gesê. Sy het haar dogters verloor. Alles verloor. Dis 'n erger straf as enige tronk. Dis so, het Jan saamgestem. En dit was waar. Anneliese het elke dag met die gevolge van haar keuses geleef. Terwyl hy geleef het met die belonings van sy eie keuses, om nooit op te gee nie, om aan te hou glo selfs toe dit onmoontlik gelyk het. Weke later het Jan iets gedoen wat hy al maande lank oorweeg het. Hy het 'n YouTube-kanaal begin en stories vertel. Nie sy eie nie, ten minste nie aanvanklik nie, dit sou indringend vir die meisies wees. Maar ander stories. Van gesinne wat geskei en herenig is. Van verliese en herbouings. Van hoe liefde onmoontlike omstandighede kan oorkom. Hy wou sy ervaring, sy stem gebruik om hoop aan ander te gee. Die kanaal het stadig maar bestendig gegroei. Mense het aanklank gevind by die emosionele narratiewe, by die rou eerlikheid. Jan het dit nie geromantiseer nie. Hy het nie voorgegee dit was maklik nie. Hy het waarhede vertel, hard en mooi, oor gesinsveerkragtigheid. In 'n spesiale video het hy uiteindelik 'n aangepaste weergawe van sy eie storie vertel. Hy het name, spesifieke besonderhede verander, maar die essensie het gebly. 'n Pa wat sy dogters verloor het, of so het hy gedink. 'n Onmoontlike ontdekking. 'n Reis van herbou. En op die ou end, die duidelike boodskap, moet nooit opgee nie. Selfs wanneer dit lyk of daar geen hoop is nie, hou aan. Want wonderwerke gebeur. Nie altyd nie, nie in die vorm wat ons verwag nie, maar dit gebeur. Die video het viraal gegaan. Miljoene kyke. Duisende kommentare van mense wat sê die storie het hulle geraak, geïnspireer, hulle weer laat glo. Jan het elkeen gelees, ontroer. As sy pyn omskep in 'n narratief, selfs net een persoon kon help, sou dit elke traan werd wees. 3 jaar na die ontdekking. Lara en Marike het 11 jaar oud geword. Jan het 'n groot partytjie gereël en, so het dit gelyk, die helfte van die meisies se skool genooi. Die herehuis het gewemel van skreeende kinders, musiek, kleurvolle versierings. Dit was georganiseerde chaos, raserig, perfek. In die middel van die partytjie, terwyl hy sy dogters omring deur vriendinne gelukkig dopgehou het, het hy 'n hand op sy skouer gevoel. Hy het omgedraai. Dit was Liesel, nou 'n 13-jarige tiener, mooi, goed geklee, selfversekerd. Hy het haar omhels, opreg bly om haar te sien. Dankie dat jy gekom het. Ek sou dit nie mis nie. Lara en Marike is soos my klein sissies. Liesel het geglimlag. En jy is wel, jy het my lewe ook verander, jy weet. Jy het myne eerste verander, het Jan aangedring. Dan is ons gelyk, het sy geskerts. Toe het sy ernstig geword. My ma wil hê ek moet vir jou dankie sê. Weer. Vir die miljoenste keer. Sy's nou goed, die behandelings het gewerk. En ek begin in Maart met hoërskool by Bishops, danksy jou. Dis jou meriete, Liesel. Jou harde werk, jou uitstekende punte. Ek het net deure oopgemaak. Jy is die een wat daardeur gestap het. Liesel het 'n traan afgevee wat gedreig het om te val. Jy is te goed vir hierdie wêreld, oom Jan. Hy het gelag. Ek is net dankbaar. Meer dankbaar as wat woorde kan uitdruk. Die partytjie het tot laat aangehou. Toe dit uiteindelik verby was en die laaste kind weg is, was die herehuis 'n rampgebied. Jan, Lara, Marike, Pieter en Liesel, wat gebly het om te help skoonmaak, het op die bank in mekaar gesak, uitgeput maar tevrede. Beste partytjie ooit, het Lara verklaar. Beslis, het Marike saamgestem, reeds half aan die slaap. Jan het rondgekyk. Sy gesin. Nie tradisioneel nie, nie perfek nie, maar heeltemal syne. En heeltemal kosbaar. Gevul met letsels maar sterk. Gebroke maar weer aan mekaar gesit in iets mooier as die oorspronklike. Daardie aand, alleen in die studeerkamer nadat almal geslaap het, het Jan nog 'n video vir sy kanaal opgeneem.
Onbeplan, spontaan, reguit uit die hart. Soms neem die lewe alles van ons weg, het hy vir die kamera gesê. Dit slaan ons so hard neer dat ons dink dit is onmoontlik om op te staan. Dit steel dit waarvoor ons die liefste is en laat ons in algehele duisternis. Ek weet. Ek het dit beleef. Vir 2 volle jare het ek geglo my dogters is nie meer in hierdie wêreld nie. Ek het in voortdurende angs geleef. Maar hier is die waarheid wat ek geleer het, selfs in die diepste duisternis is daar 'n moontlikheid van lig. Soms kom dit uit onverwagte plekke. 'n Dapper kind. 'n Oomblik van sinkronisiteit. 'n Onwaarskynlike kans. En wanneer daardie lig verskyn, hoe klein ook al, moet ons dit aangryp. Daarvoor veg. Want aan die ander kant van onmoontlike pyn kan daar vreugde wees wat ons nooit moontlik geag het nie. My dogters het na my teruggekeer. Teen alle kanse in is hulle hier groei, lag, lewe. En ek het geleer dat al die geld in die wêreld nie verlore tyd kan terugkoop nie. Maar ware liefde kan selfs die wreedste leuns oorkom. En soms is een persoon met die moed om die waarheid te praat, meer werd as al die rykdom in die wêreld. So, as jy nou in die duisternis is, as jy iets kosbaars verloor het, as jy dink jy sal nooit kan aanbeweeg nie, wil ek hê jy moet weet, jy kan. Dit sal nie maklik wees nie. Dit sal nie vinnig wees nie. Maar dis moontlik. Hou aan asemhaal. Hou aan probeer. Hou aan lief hê. Want die lewe, selfs wanneer dit ons breek, gee ons ook kanse om iets nog sterker te herbou. En jy is sterker as wat jy dink. Ek beloof. Hy het die opname onderbreek, tevrede. Hy sou dit môre redigeer vir sy volgelinge plaas. Maar vereers het hy dit net gestoor en die rekenaar afgeskakel. Hy het die trappe opgestap, verby die meisie se kamer, deur die skriffie van die deur geloer. Albei het vasgeslaap, veilig, geliefd. Jan het geglimlag. Ja. Teen alle kanse in, het hulle dit gedoen. Hulle het die onmoontlike oorleef en aan die ander kant uitgekom. Nie perfek nie, nie sonder letsels nie, maar saam. Altyd saam. En dit op die ou end, was al wat regtig saak gemaak het. Einde van die storie. Liewe luisteraars, ons hoop die storie van Jan, Lara en Marike het julle harte so diep geraak soos dit ons sin geraak het om dit te vertel. Dis 'n reis oor om nooit op te gee op diegene vir wie ons lief is nie, oor hoe die waarheid altyd sy pad vind, en oor die ongelooflike krag van gesinsliefde om selfs die pynlikste verraad te oorkom. As hierdie narratief by jou aanklank gevind het, los asseblief 'n like op hierdie video en teken in op ons kanaal, waar ons elke dag unieke stories bring wat die kompleksiteit van die lewe, die draaie van die noodlot, en die menslike vermoë om te herbou, selfs na die mees verwoestende verliese, verken. Deel in die kommentaar of jy al ooit 'n situasie van 'n onmoontlike herontmoeting of 'n tweede kans beleef het, ons sal graag julle ervarings lees. En moenie vergeet om die kennisgewing klokkie te aktiveer om nie ons volgende emosionele stories mis te loop nie. Om hierdie emosionele reis voort te sit, het ons 'n spesiale snitlys met ewe boeiende narratiewe hier langsaan voorberei. Sien julle in die volgende video, en onthou, selfs in die donkerste situasies kan hoop op buitengewone maniere hergebore word.